Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, hierdie is 'n reuse visvanger. Hy is omtrent 6 sentimeter groter as die bondvisvanger. Die reuse visvanger se lengte verskil enige iets van 43 tot 46 sentimeter. En hy word dan as mannetjie en wyfie word hulle eintlik half bietjie moeilik uitgeken aangesien die klere alles dieselfde is maar net op die kop aan die agterkant staan die hare of die vere bietjie meer regop van die mannetjie dan ook. In hierdie geval kan jy sien dat hy 'n groterige visie ook daar gevang het dan. En so sorg die Here ook vir die diere. Jy sal naby water kry en gewoonlik sal hulle kort rukkie in die lug fladder voordat hulle prooi vang. Nou lieve vriende, vanoggend wil ons met u deel oor hierdie tema gedagte straf God se straf oor sonde. Nou lieve vriende, ons leef in 'n tyd wat straf oor verkeerde dinge amper net nie meer raak gesien word nie. Nou, ons sien dit daagliks hoe allerhande wette en reëls verbreek word, veral in ons land. En dit lei daartoe dat mense later begin dink in hulle onderbewussyn, die duiwel dit vir hulle werklikheid maak dat God straf nie meer sonde nie en dat 'n mens eintlik maar kan doen wat jy wil. Jy hoef nie bekommerd te wees oor wat die Here doen nie. Maar let net op, liewe vriende, dat die Here is baie ernstig oor sonde en veral in die Bybelse tyd toe die manne van God nog in beheer was, het die Here baie ernstig daarop toegeslaan dat sonde gestraf moet word. En Eksodus 21 vers 12 staan daar: Hy wat 'n mens slaan dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. So liewe vriende, die persone wat in beheer was, moes sekerlik toesien dat hierdie wet uitgevoer word, want dis God se wet. As jy iemand anders doodgemaak het, dan moet jy sekerlik ook doodgemaak word. Nou hier word nou nie verwys na selfverdediging nie, en hier word nie verwys na ongeluk nie, maar jy wat opsetlik iemand anders doodmaak of vermoor dan, moet sekerlik ook gedood word. Dit was God se wet en hulle moes toegesien het dat dit gebeur het. Maar dit gaan verder in Eksodus 21 vers 14 staan daar: Maar as iemand moetswillig teen sy naaste handel om hom met lus dood te maak, moet jy hom van die altaar af wegneem om te sterwe. Nou hier is twee dinge, liewe vriende. Hy mag nie meer by die altaar van God kom nie, mag nie meer diens doen vir die Here nie, en dan moet hy ook gesterwe het. En ons moet sekerlik weet sonde het maar altyd die gevolg, liewe vriende, dat ons dalk nou nie fisies mag sterwe nie, maar in enige sonde het in ons almal se lewe hierdie twee gevolge. Een, ons is nie meer bruikbaar vir die Here nie. Tweedens, daar is iets in ons verhouding wat dood gegaan het teenoor die Here. In ons gewete wat ons probeer doodmaak en dit gaan lei tot verdere skade as ons nie met die Here regmaak nie. In Eksodus 21 vers 15 en 17 word daar 'n ernstige saak oor kinders genoem. Hy sê en hy wat sy vader of sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word. En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Liewe vriende, as ons hierdie twee tekste net lees en ons moet dit toepas en vandag wonder ek hoeveel kinders sal oorbly op hierdie aarde. En weet jy, want ons hoor hierdie dinge, dis eintlik 'n skokkende ding in die tyd waarin ons leef om te hoor hoe kinders in ouers se teenwoordigheid vloek en ouers in kinders se teenwoordigheid vloek en dit word amper 'n algemene taal, dis maar ons met mekaar praat. Liewe vriende, dis sonde, dit mag nie gebeur nie. En dit lei daartoe dat kinders later selfs hulle ouers mag vloek. Kyk hoe ver vat sonde 'n mens. Let op die volgende verse. Psalm 34 vers 10 sê: Vrees die Here oor sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Spreuke 3 vers 7 sê: Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. En Spreuke 14 vers 2 sê: Wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. En liewe vriende, dis waarom die Here so ernstig daaroor is dat sonde sekerlik gestraf moet word, want hoe kan ons God net so verag en minag en dink dat ons ongestraf bly? Ons is mense en ons moet sekerlik voor die Here buig dan ook. Ag liewe vriend, as jy skuldig maak aan enige van hierdie dinge of enige ander sonde, dan wil jy nie nou met die Here regmaak, want daar's nog genade en jy kan regmaak en die Here verander en verlos en vergewe. Kom ons bid. Ons dierbare Here, ons bid vir mense wat vandag met U moet regmaak, dat hulle dit sal doen. Dat hulle dit nie sal uitstel nie, nie verskoning sal aanbied nie, maar in hierdie oomblik met U sal regmaak. Amen.